Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Matteus 26 vanaf vers 36. Kom ons lees saam. Toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane en hy sê vir sy disippels: "Sit hier onderwyl ek daar gaan bid." Hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benoud word. Toe sê hy vir hulle: "My siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my." En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê: "My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil." En hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap en hy sê vir Petrus: "So was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie? Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak." Weer het hy vir die tweede maal gaan bid en gesê: "My Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan, sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied." Toe kom hy en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar. En hy het hulle met rus gelaat en weer vir die derde maal gaan bid, dieselfde woorde gesê. Daarom kom hy by sy disippels en sê vir hulle: "Slaap maar voort en rus. Kyk, die uur is naby en die seun van die mens word oorgelewer in die hande van sondaars." Gebed is 'n verhouding. Dit is 'n ontmoeting. Jesus deel sy benoudheid en droefheid met sy disippels en met die Vader. Hy sê vir sy disippels: "Ek is benoud en bedroef." By sy Vader: "Here, hierdie beker moet verbygaan." Hy word kwesbaar. Hy erken wat regtig in hom aan die gang is. 'n Stryd. Dit mag dalk lyk of dit nie gepas is vir Jesus om so swak te wees nie. Dadelik dink ons, dis Jesus. Maar ook met die besef, hy is ten volle mens, sodat hy met ons kan vereenselwig. Maar dis al hoe 'n ware ontmoeting kan plaasvind, is wanneer ek totaal en al kwesbaar kan wees, totaal en al kan oorgee in my gebrek. En dit kan net gebeur wanneer ek kan kontak maak met wat regtig in my aan die gang is, en die moed het om dit te deel. Hoe onvanpas ook al, want dit kan baie keer in ons gebeure baie onvanpas wees. Ek sê dit soos dit is, want dis hoe ek voel, dis hoe ek dit beleef. En dis waar Jesus is bloed, sweet is, kan hierdie beker nie net verbygaan nie. Ten spyte van dat hy weet wat nodig is in sy lewe en in ons lewe. Kwesbaarheid, dalk 'n definisie of dalk 'n verduideliking, is hierdie moeilike realiteit wat ons het te erken. In kontak te kom met dit, wat jy voel en dan daai gevoelens te deel. Dit te sê. Jesus doen dit. My siel is bedroef tot die dood toe. En dan sê hy: "Waak saam met my." Dis kwesbaarheid. Ek kan nie, dit is waar ek is. Ek sê dit, maar ek vra ook, kom saam met my. Dis om eerlik te wees met wie jy is en waar jy jouself vind. Dis nie net mooi woorde en regte formules en resepte nie. Dis gestroop en met oorgawe. Dis die leefware self wat sê: "Hier is ek, net soos ek is." Elke keer as ek aan Jesus dink en Getsemane en hoe hy ons leer om te bid en hoe ons saam met Jesus reis, dink ek aan die woorde van Eugene Peterson. Sy weergawe in Matteus 6 skryf dit so. Hy sê: "And when you come before God, don't turn that into a theatrical production either. All these people making a regular show out of their prayers, hoping for 15 minutes of fame. Do you think God sits in a box seat? Here's what I want you to do.
Find a quiet, secluded place so you won't be tempted to role play before God. Just be there as simply and honestly as you can manage. The focus will shift from you to God, and you will begin to sense His grace. The world is full of so-called prayer warriors who are prayer ignorant. They're full of formulas and programs and advice, peddling techniques for getting what you want from God. Don't fall for that nonsense. This is your Father you are dealing with, and He knows better than you what you need. With a God like this loving you, you can pray very simply like this. Our Father. Jesus bid vanuit sy identiteit. Hy weet wie hy is, maar bevind homself in benoudheid en droefheid. Ten spyte van bid hy, Vader. In hierdie verhouding gee ek myself oor. In my gebede, weet met wie jy praat. En dis vir my en jou vandag, weet met wie jy praat. Dis die een wat jou beste belang in gedagte het. Die een wat jou lief het, meer as enige iemand anders. Iemand het eendag gesê, dink aan die persoon wat jou die liefste het, of wat jy voor die liefste is. God het jou ten minste so lief. En dis hoekom die disippels vra, leer ons dit. Want gebede is nie vir ons 'n probleem nie, volgens hulle. Ons is Joodse seuns, ons ken gebed, maar ons ken nie dit nie. Ons ken hierdie intimiteit nie, ons ken nie hierdie oorgee nie, ons ken nie hierdie alles wat ek is, gee ek vir u, en is ek saam met u nie. Ons soek dit, maar ons doen dit nie altyd nie. En vandag se uitnodiging, ons word uitgenooi om soos Jesus ons toevlug by ons Vader te kry. Hoe kan ons dit doen? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, my gebed is dat ons op 'n plek sal kom waar ons dit sal besef, maar ook sal oorgee na dit waartoe u ons nooi. 'n Verhouding, 'n intimiteit, 'n afhanklikheid teenoor u. Nie formules of resepte nie, maar net 'n eerlike, kwesbare self. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.